Ons is vandag hier in die badplaas area. Ek praat hier met Jacobus Silje. Kan jy in Massey belê? Ons vind uit, hulle het so 'n paar jaar terug na die Masseys toe gegaan. Harde wêreld hierdie. Kom ons vind 'n bietjie uit. Wat was hulle ervaring? En die kleintjies het hulle oorgegaan na die 7S toe. Hoe loop daai trekker nou nog? Jacobus, hoe lyk dit? Rustig met jou, Choppie? Nee, wat? Doodstil. Okay, sê gou vir my, julle is hier badplaas area. Verduidelik my gou, hoe lyk julle boerdery opset hierdie, want dis nou, kyk, hier's nou 'n harde wêreld as jy al een gesien het, nê? Nee. Ons het klein landjies, groot lande, allerhande lande, so dis vir ons moeilik gewees of ons kan nie met groot trekkers rondbeweeg nie. Ja. Ons moet kleiner trekkers gaan en ons het baie arbeidsintensief met kleiner trekkers. So ons het begin, ons het besproeiingslande, Yes. dat ons droëlande en op ons besproeiing doen ons ook dubbeloeste. So ons plant omtrent reg deur die jaar en reg deur die jaar stroop ons met al ons oestes wat ons insit. En julle doen dan ook 'n klomp kontrakteerwerk, nê? Dis korrek. Ons het 650 hektaar se community grond wat hier is met 'n maatskappy wat geld leen by Landbank en ons kontrakteer vir hulle wat ons alles plant vir hulle en ons doen ook al die beplanning en opleiding saam met hulle. Okay, nou julle het so 'n paar jaar terug het julle gegaan na die globals, daai 5710s of 5711s wat jy gesê, Dis wat goed. julle het. Verduidelik my eers, hoeveel ure het hulle al op hoe daai trekkers julle hanteer tot dusver? So ons het 2 saamgekoop, een met 'n laaigraaf, een sonder 'n laaigraaf. Een wat 'n spuit kan trek en hy laaigraaf om die kunsmis vol te maak. En ons het agtergekom daai trekkers kan ons gebruik reg oor die plaas vir meer as net wat ons hulle gekoop het. En waar ons groot voordeel ingekom het is ons brandstofverbruik. Die liter per uur is bitter min. Ja. En hy doen dieselfde werk wat 'n groter trekker wat dubbel sy brandstof gebruik. So ons groot voordeel was ons brandstof wat ons sy brandstof verbruik en toe ook met sy naverkoopsdienste het ons nog nie 'n dag se moeilikheid gehad van Ermelo af wat ons kon help. So Werner, hulle kyk al mooi na julle. Verskriklik mooi. Ek dink in 10 jaar het ons nog net implemente by hulle gekoop by geen ander maatskappy nie. So saam met behalwe vir die trekkers is JWL help ons met ons hele boerdery as 'n landbouvernoot. Ons het 3 jaar terug eers begin trekkers koop, aanvanklik net implemente en ons is bitter tevrede. Eers begin met 2 kleintjies 5710s en daarna verlede jaar met hierdie groote aangekom. So, daai goed is nou regtig 'n kan nie dood trekker, soos die ander ouens sê. Hulle kan nie dood, hulle werk elke liewe dag van oggend tot aand en hy word net olie en water gecheck, gediens op sy ure en hy gaan. Daar's niks moeilikheid in nie. Nou okay, agter jou die 7S210, ek is so bly ek kan nou al actually eene sien wat 'n bietjie gewerk het al. Sê vir my, wat was die hoof behoefte aan die trekker? Hoekom het julle gegaan vir die 210 perdekrag en dan die 7S? So aanvanklik wou ons het ons gekyk na 'n 150 perdekrag trekker met 'n 3 meter implement wat ons kan lande voorberei. En toe ons met Werner hulle praat, toe sien ons maar vir dieselfde som van geld kan ons 'n baie groter trekker met 55 horsepower neerkoop. Ja. En 'n meter breër implement wat ons meer slaankrag gee om voor te berei. So toe is die som van geld was toe baie beter om die 210 te koop wat ons planter kon trek. So ons kon hom vir ons planter trek en ons planter trekker skuif na 'n groter implement toe om slaankrag te kry voor die planter. En kyk, hierdie planter is 'n dis 'n 10-ry equalizer wat jy agter het met tande op, nê? Nee. Dis korrek. So dis nie net dat hy so hy vat actually 'n bietjie, hy tand vat mos nou 'n bietjie perdekrag op die einde van die dag. Dis korrek. Alhoewel ons vol konvensioneel voorberei, hou ons daarvan om ons kunsmis diep te plaas. En dis hoekom ons 'n tand op het wat ons kunsmis lekker diep in die grond kan verplaas. 'n Ander ding wat ek nou net gesien het, dis hierso, nee, en ek meen dis nie gewoonlik die geval dat jy op hierdie klas trekkers suspension het nie. Het julle hom spesifiek op die vooras suspension ingesit of het hy nou saam met die trekker net gekom toevallig? Hy was so saam met die trekker en as ek nie mis het nie, het die cab ook suspensie op wat saam met die trekker gekom het wat die rygerlief net baie maar beter maak. En help dit actually? Verskriklik baie. Ek skud nie rond nie, ek voel nie soos 'n blikkie of 'n albaster binne 'n blikkie mee nie. Uitstekend. Nou luister, ek was vat hom gou vir 'n spin. Laat ek gou sien hoe doen die ouetjie? Want ek het nog nie met alle rare gewerkie. Yesterday.
Luister met jy, is daar nou 'n skerm wat, ek het hierdie ding wat kry, is daar 'n skerm wat jy kort. So daar is jou field view, en hier kom jy gewoonlik in op jou gewone ISOBUS skerm, Yes. en daar is ons jou 2020. Yes, so my kunsmis op my planter werk ek van my ISOBUS af op die tracker en dan my saad met my Precision Planting V-sets, alles van die SeedSense 2020 af. Uitstekend, alright, kom stoot hom. Okay, en hierdie een is al wat, 1300 uur as ek hom so kyk. Yes, 1322 uur. En enige issues tot dusver gehad? Nee, geen issues nie, ons het daar was 'n klein uitdaging met die olietemperatuur sensor wat opgekom het. Ja. Maar dit is klaar uitgesorteer. Dit is die planter wat maar restriction opgehad het, so die planter se olie was net 2 grade Celsius te warm as wat die sensor dit nou gehad het. Okay, so dis maar net 'n verstelling gewees op die einde van die dag. Dit was net 'n verstelling, na dit uitgesorteer is, geen probleme nie. En as jy kyk na die hele manier hoe die tracker werk en die joystick en al daai goeders, want ek neem aan julle het hom nou hier op die auto steur en dis mos daai F1, F2 wie jy druk as ek dit nie mis het nie, nê. Yes, hierso het jy jou kan jy nou verskillende settings opsit vir jou F1, F2. Op hierdie stadium het ek dit nie nodig nie, so ek het net my gewone hidrolies en dan het hy sy C1 en sy C2 wat jy jou spoed stel. So jy sit vir hom 'n preset spoed op en hy sorg dat die tracker daai spoed ry en hy reguleer sy revolusies om net by die spoed te bly. So dit maak dat ons teen 1500 RPM's kan ons 7,5 kg se uur plant, waar ons gewoonlik teen 1900 of 2000 RPM's dieselfde spoed moet plant. En hy reguleer dan net die spoed soos wat hy hom moet deurhardloop. Ja, hy hou by sy spoed en hy reguleer sy engine se revolusies om net daai spoed vir jou te gee. En 'n ander lekker ding van die tracker is die feit dat hy sy hidroliese olie en sy transmissieolie in verskillende sump tanks het. Ja. So hy meng dit glad nie. So as daar 'n fout kom op een van ons implemente en ons kry vuil olie in, word ons transmissie nie beïnvloed daardeur nie. En kyk, jy het hom nou sommer vinnig hier gevat in sy turning circle nie. Dit is nogal baie indrukwekkend. Sy draai radius, hy draai nogal op 'n tikkie. Hy het 'n ongelooflike draai radius en dan het hy 'n speed steer knoppie ook. Ja. Wat maak dat hierdie stuurwiel, ek dink in 1,5 omwenteling draai sy wiele 100%. O, so dan kan jy nou sommer, jy het nie meer 'n knop nodig nie, jy druk die knoppie. Jy druk die knoppie en hy is vrek vinnig daarna. Sommer once. Gistery. En daar sit jy nou net geauto, hardloop hy homself, vat sy lyn. Auto trek rustig. Ons het die RTK sein opgesit dat hy so akkuraat as moontlik is. Wat saam met die Trimble stelsel gekom het, saam met die tracker wat hy mee release is. Okay, nou gepraat van dit, nê, as jy gaan kyk uit 'n tegnologie oogpunt uit, nê. Jy weet baie keer die ouens sê maar Massey is agter wat presisie tegnologie en daai goed aanbetref. Nou jy het nou ervaring met van die ander fabrikate en as jy vat hoe maklik of hoe moeilik werk hy, wat jou ervaring? Ongelooflik maklik. Dis eenvoudig. Dit voel vir my amper soos my selfoon wat ek net 'n paar knoppies en die hele ding is klaar opgestel. Sy hidrolika is ek mal oor omdat hy baie fyn stel met sy hidrolika. Mens kan sy float ook stel. So sy hidroliese stelsel is ek baie beïndruk mee en hoe eenvoudig en maklik sy hidrolika is. Dan sy setup, sy werk setup, elke keer as jy 'n ander implement haak, is dit 2 knoppies en hy verander self klaar die tracker se werkswyte, wat se preset ratte ek wil gebruik. So dis 'n kwessie van paar knoppies en die tracker het alles vir my wat ek nodig het. Nou, kom ons long uit, nê. Dan kan hulle hom nou kom oorvat hierso. As jy moet
As jy moet sê, wat is die een ding op die Massey wat jou rarig beïndruk het? Brandstofverbruik. Brandstofverbruik. Hy gebruik 1/3 van die brandstof minder as wat ons vir 10 jaar geplant het. Plant ons nou met 2/3 van dieselfde brandstof per hektaar. So groot ding is brandstofverbruik, dan is dit naverkoopsdienste het ons nou. Ja. En dan is dit ook hoe eenvoudig en maklik dit is om hom op te stel. So jy sal die ding, as jy hom weer moet koop, sal jy hom weer koop? Elke dag en 2 keer op naweke. Uitstekend, Jacobus, dankie baie. Right, so, bang vir buck, total cost of ownership en dieselverbruik, blykbaar, nee, ongelooflik goed. As jy belangstel, daai trekker het hulle 1300 uur op, het lyk nog nie so nie, en ek weet, die waar hulle is harde wêreld, nee. Hier maak 'n cruiser dit ook net. So, as jy belangstel, linkie bo of hieronder, kom jy met hulle in kontak, kan jy vir jou ook 'n rooietjie uittrek. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer, groete.